1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storiebeer storie. Luister lekker saam. "101 Dalmasiërs. Eendag, lank gelede, was daar 10 klein Dalmasiër hondjies. Pongo was hulle pa en Perdita was hulle ma. Hulle het almal in 'n huis in die stad by 2 baie gawe mense gebly. Op 'n dag het die hondjies 'n entjie gaan stap. 'n Vrou met die naam Cruella het in haar motor daar verbygery. Cruella was 'n hondedief. Die oomblik toe sy die hondjies sien, hou sy stil om hulle te tel. 10, skree sy. 10 Dalmasiër hondjies. Ek moet hulle hê. Cruella het 2 skelms wat vir haar werk. Hulle name is Hannes en Jasper. Hannes is kort, rond en dom. Jasper is lank, maar en dom. Ek wil daardie hondjies hê, sê sy vir hulle. Kry hulle vir my, vanaand nog. Daardie nag sluip Jasper en Hannes die huis waar die Dalmasiërs bly binne. Almal is aan die slaap. Hulle bondel die hondjies in 'n groot swart sak. Daarna klim hulle by die venster uit en die hondjies begin blaf binne in die sak. Pongo en Perdita word wakker. Die mandjie is leeg. Die hondjies is weg. Waar is ons hondjies? Vra Perdita. Ek weet nie, sê Pongo bekommerd. Toe kry Pongo 'n blink plan. Kom ons stuur 'n boodskap aan al die honde in die stad, sê hy. Miskien het iemand ons hondjies gesien. Pongo stuur die boodskap. Die boodskap word van hond tot hond oorgedra. Tja, knor, kef en woef woef wou. Dalmasiër hondjies het hulp nodig nou. 'n Blaf en 'n kef en 'n lang woef woef wou. Soek ons hondjies, kry hulle gou. Dis nie lank nie of al die honde in die stad is aan die blaf. In 'n skuur naby die stad woon daar 'n perd met die naam Kaptein, 'n hond met die naam Kolonel en 'n kat met die naam Sersant. Daardie nag hoor hulle die geblaf. Dit kom van die stad se kant af. Dis 'n boodskap, sê Kolonel. Iemand soek na Dalmasiër hondjies. Nie een hier nie, Kolonel, sê Sersant. Toe hoor hulle weer 'n geblaf. Dit kom van 'n huis onder in die straat. Dit klink na klein hondjies, sê Kolonel. Ek dink jy's reg, Kolonel, sê Sersant. Dan moet ons gaan kyk of dit die Dalmasiër hondjies is, sê Kolonel. Hoekom moet ons dit doen? Vra Kaptein. Omdat ons die boodskap gekry het, sê Sersant. Hulle marseer in die pad af na die ou huis toe. Die geblaf word harder en harder. Dis vreemd, sê Kolonel. Daar brand 'n lig in een van die vensters. Hoekom is dit so vreemd? Vra Kaptein. Omdat niemand daar woon nie, sê Sersant. Hulle stap na die venster toe en loer in. Die kamer is vol Dalmasiër hondjies. 'n Man hou 'n groot swart sak vas. Nog 10 Dalmasiër hondjies spring uit. 'n Vrou in 'n pelsjas sê, nou het ek 99 Dalmasiër hondjies. Môre sal ek almal aan die sirkus verkoop en ons 3 sal ryk wees. Die 3 diere hardloop terug na die skuur toe. Kolonel stuur dadelik 'n boodskap. Ek roep alle honde, elke brak in die kontry. Ons het die Dalmasiër hondjies gekry. 'n Knor, 'n kef en 'n kort woef wou. Kom red hulle, kom tog gou. Gou is die hele stad se honde weer in die blaf. Uiteindelik kom die boodskap by Pongo en Perdita uit. Die hondjies is gevind, skree Pongo. Ons moet hulle gaan red. En hulle spring by die venster uit. Pongo en Perdita hardloop deur die stad. Die stadshonde ontmoet hulle langs die pad. Hulle sê vir Pongo en Perdita hoe om by die ou skuur uit te kom. Toe Kolonel hulle sien naderkom, vra hy, soek julle na die Dalmasiër hondjies? Ja,
antwoord hulle. Volg ons, sê kolonel. Hulle is in 'n ou huis se end in die pad af. En Pongo en Perdita volg kolonel, kaptein en sersant. Pongo en Perdita gaan by die ou huis in. Hulle sien 2 mans by hulle hondjies. Die 2 mans besef skielik, hulle is daar. Wel, kyk wie het ons hier, sê Jasper. 2 grootes. Laat hulle aan ons oor. Pongo grom en spring op Jasper. Hy skeer Jasper se baadjie en trek dit oor die boef se kop. Jasper kan niks sien. Net daarna spring Sersant in die lug op. Miau, skree Sersant en hy land op Hannes se kop. Hannes is so bang, hy kan hom nie roer nie. Perdita trek die mat onder die 2 ouens se voete uit. Jasper en Hannes val op die grond. Hulle is so verbaas. Hulle kan hulle nie roer nie. Goed, nou is ons klaar met hulle, sê Perdita. Volgende stap. Waar's ons hondjies? Hier is ons, roep een hondjie. En daar's 99 van ons. 99 klein hondjies? Roep Pongo uit. Maar daar's nie tyd om vrae te vra nie. Pongo en Perdita lei al 99 hondjies by die huis uit. Hulle stap in gelid terug stad toe. Skielik sien hulle 'n vrou in 'n motor. Dit is Cruella. "Keer daardie hondjies," roep sy uit. "Ek moet hulle aan die sirkus verkoop." Toe Pongo en Perdita dit hoor, steek hulle die hondjies blitsvinnig in 'n pakkamer weg. Cruella soek oral rond. "Waar is daardie klein bont brakke nou?" vra sy. Pongo en Perdita is bang. Hoe sal hulle hier uitkom? "Kyk ma," sê een van die kleintjies. Sy is besig om in die vuil roet rond te rol. "Daar's nie nou tyd te speel nie," waarsku Perdita. "Ons moet aan 'n manier dink om hier uit te kom." En skielik kry Perdita 'n plan. Sy sê al die hondjies moet in die roet rondrol. En binne oomblikke is almal vol roet. Pongo en Perdita lei die hondjies buitentoe. Hulle stap vlak by Cruella verby. Cruella steur haar nie aan hulle nie. Sy soek mos na wit hondjies met swart kolle, nie na grys hondjies nie. Hulle klim in 'n groot vragmotor wat buite geparkeer staan. Net toe die laaste hondjie inklim, skree Cruella, "Haai!" Die helfte van die hondjie is grys, maar die ander helfte is wit met swart kolle. Die vragmotor trek met 'n vaart daar weg. "Stop, stop!" skree Cruella. "Bring my hondjies terug." Maar die bestuurder hoor haar nie. Hy is op pad stad toe. En dit is hoe die Dalmatiërs weer by die huis gekom het. Die 2 gawe mense by wie die honde gebly het, is tog te bly om hulle te sien. Hulle is ook nogal verbaas. Die gesin het mooi uitgebrei. Nou is Pongo en Perdita en die 99 klein hondjies. Daar is altesaam 101 Dalmatiërs. Dis darm 'n goeie ding dat hulle regtig 2 sulke gawe mense is. Fluit, fluit. My storie is uit.